Ons gaan vanmôre by 3 verskillende teksgedeeltes eintlik stil staan. Ons gaan begin by Lukas en dan gaan ons 'n bietjie Ou Testament toe beweeg en ons gaan eintlik by 1 Samuel stil staan by die verhaal van Dawid en Saul en dan gaan ons eindig en ons gaan 'n gedeelte weer saam uit Hebreërs uitlees. Maar kom ons begin vanmôre en ons kyk eerstens na die gedeelte uit Lukas 6 uit. Ek vra vir Stefan om dit vir ons op die bord te sit. Ons kyk net na vers 45 vanmôre vir 'n begin wat sê die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek lees dit weer vir ons. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons is eintlik elke dag en heeldag besig om op 'n manier onsself en die mense om ons te probeer leer hoe om te lewe, hoe ons graag wil lewe, wat ons dink reg is. En as jy 'n ma of 'n pa is, of 'n ouma of 'n oupa wat vanmôre in hierdie kerk sit, is dit nog soveel te meer so. Ons is heeldag besig om te probeer sê, hier is spesifieke grense waar tussen ons begin beweeg, hierdie is reg en hier's waar goed verkeerd word. Ek kan baie onthou in my huis wat ek groot geword het, mag ons nie regtig enige vuil taal gebruik het nie. Maar dan het ons op 'n stadium eintlik woorde vir die vuil taal gehad. So jy het 'n ander woordjie gehad, maar jy het eintlik geweet wat dit beteken het en dan het jy dit eerder gesê, maar later het dit verkeerd geword om eintlik daai woord te sê wat jy eintlik bedoel het om die ander ding mee te sê. En dan het ek en my boetie soos wat ons ouer geword het vir my pa hulle gesê, wat gaan eintlik hier, hoe werk hierdie? Ons mag hierdie nie meer sê nie, omdat die ding wat ons dink eintlik nou verkeerd is. En vanmôre toe ek my pa bel en ek sê ek gaan hierdie vertel, toe sê hy vir my, wel gelukkig is hy nie vanmôre hier nie, so ek kan maar die storie vertel van hom, dan maak dit nou nie saak nie, so ek kan dit deel, maar ons het so 'n lys teen ons yskas gehad. En as jy gevloek het of iets verkeerd gedoen het, was daar van jou sakgeld afgetrek gewees. So as ek 'n lelike woord gesê het of ek het my boetie geslaan, dan was dit R5 af, R2 af, afhangende van hoe hierdie sonde gelyk het bepaal wat die geld is wat van hierdie lys afgetrek is. En ek kan onthou my pa wat eendag kwaad by die huis gekom vir my ma 'n storie vertel en hy het 'n groot lelike woord gesê en ek het so langs hom gedans en ek het vir hom gesê, Papa, hierdie is 'n R50 woord, papa beter dit op haar yskas gaan skryf, dis 'n R50 vloekwoord hierdie. Want daar's sekere lyne wat tussen ons beweeg en seker is wat ons nie moet oorskry nie. Ons doen dit omdat ons eintlik op 'n manier wil kyk na wat hier binne in ons hart aangaan. Hoe gaan dit met ons hart? Maar dit is moeilik vir ons as mense om altyd te weet, wat is eintlik hier binne in ons aan die gang? Daar's 'n dominee wat sê, Trevor Hudson, eintlik kort elke gelowige 'n monitor. Jy het 'n monitor wat heeltyd vir jou moet aanwys, hoe gaan dit hier binne in jouself met jouself? Want dit bepaal ten diepste eintlik wie jy is en hoe jy voel en hoe jy optree. Maar meeste Christene het eintlik nie hierdie monitor nie. Ons het eintlik net 'n filter. En al wat ons doen met hierdie filter is, ons onderdruk al die goed wat ons pla en in sekere oomblikke in ons lewe ontplof dit. En as ek dit vanmôre sê en jy's enigsins 'n mens, gaan jy nou in jou eie gedagtes net so 'n oomblik of keer kan onthou wat jy ontplof het. Wat jy of te erg opgetree het, of heeltemal geoorreageer het, of daar iets uit jou mond uitgekom het, wat jy nie amper kan glo, hierdie is jy wat nou hierdie kwytraak eintlik nie. Maar dis omdat ons so onderdruk en ewe skielik ontplof dit. Nou die afgelope 4 weke staan ons in hierdie gemeente stil, spesifiek by hierdie tema waar ons sê, hoe lyk dit in ons harte? En ons het al oor skuldgevoelens gepraat, en ons het oor woede gepraat, en vanmôre kyk ons spesifiek eintlik na jaloesie. En dis 'n moeilike tema. Aan die begin, my man het vir my gelag, 2 weke terug, toe ek hoor, ek preek oor jaloesie. Sit ons die aand en eet, en toe sê ek vir hom, dis 'n moeilike tema om oor te preek, want ek dink nie ek sukkel regtig hiermee nie. Sê vir my, okay, hy's bly om dit te hoor, en soos wat ek aanhou voorberei het ek vir hom gesê, nou dink ek nie ek kan meer hieroor preek nie, want ek is so gekonfronteer met myself, dat ek voel of ek amper nie vanmôre hier voor kan staan, en ek moet nou die boodskap spesifiek hieroor bring nie.
Want is moeilik, want al hierdie goed, skuldgevoelens, woede, jaloesie, niemand word vrygespring daarvan nie. En niemand ervaar dit glad nie, maar verskillende goed, as ek die Engelse woordjie kan gebruik, trigger dit amper in ons lewens. Ek wil hê ons moet vanmôre begin en dan staan ons eers sommer net stil by twee bekende figure uit die Ou Testament. En ek doen dit omdat hulle lewe vir ons net wys wat hierdie jaloesie eintlik aan ons kan doen as mense. Ek wil 'n eerste vers saam lees en dit is uit 1 Samuel uit. Dit is op die bord vir julle vers 21, 1 Samuel 9 wat sê: En Saul antwoord: Ek is maar net 'n Benjaminiet uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat u so met my? Hier is Saul aan die woord en God kom sê vir hom eintlik, jy gaan koning wees. Jy is die een wat hierdie volk gaan lei, maar in Saul self voel hy glad nie waardig genoeg nie. Hy dink nie hy kom uit die regte familie uit nie, hy dink nie hy kom uit die regte stam uit nie, en hy dink eintlik net nie hy is die regte persoon om hierdie verantwoordelikheid te kry dat 'n klomp mense hom moet volg nie. Dan as jy lees deur 1 Samuel vanaf hoofstuk 9 tot en met hoofstuk 31, sien jy Saul kom en hy maak 'n klomp groot foute in sy lewe. En is eintlik as ons hierdie gedeelte lees in 1 Samuel 9, heeltyd omdat hierdie tipe bewussyn in hom bly, waar hy voel asof ek is eintlik nie die een wat goed genoeg is vir hierdie taak wat vir my gegee is nie. Kom ons kyk na die volgende gedeelte uit 1 Samuel uit. Dis 1 Samuel 15 vers 17. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. Dis asof Saul op verskillende tye heeltyd weer bevestiging kry, maar dit is jy wat hierdie rol moet kry. Dit is jy wie God in hierdie oomblik en in hierdie tyd wil gebruik. Maar in homself sukkel hy om dit heeltyd raak te sien. En dan hierdie laaste gedeelte wat ek wil lees. Uit 1 Samuel 18 vanaf vers 7 tot 9. Die vroue het gedans en gesing, Saul het duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie en hy het gesê, aan Dawid het hulle 10.000 gegee en aan my duisende. Die koningskap sal ook nog syne word. Van toe af het Saul vir Dawid gewantrou. Ek wens op 'n manier ons kon vanmôre stil staan en eintlik hierdie hele verhaal van Saul en van Dawid weer lees, want dit is 'n ongelooflike storie en ons het nou net so 'n paar versies uitgehaal, maar wat ons raak sien is, Saul is 'n koning wat sukkel om eintlik sy koningskap te aanvaar. En Dawid is hierdie jong seun wat in sy huis, in sy paleis inkom en op 'n baie mooi manier eintlik net vir Saul wil bystaan. Ons ken die gedeelte waar daar gesê is, elke keer as Saul al die duiwels in sy kop moes veg, dan het Dawid vir hom op sy harp gespeel. So op 'n manier ontstaan daar 'n baie mooi verhouding tussen hierdie twee. Maar iewers langs die pad word hierdie verhouding vernietig. En dit word vernietig met hoe God al hoe meer ook vir Dawid begin gebruik. En Saul, wat omdat hy in homself so onseker is oor wie hy is, wat hy moet doen, hoe God hom wil gebruik, nie kan toelaat dat God in Dawid ook moet werk nie. En dan hierdie laaste oomblik eintlik, na wat Dawid die manskappe gaan verslaan het en terugkom, en die vrouens van die stad eintlik sing en sê, maar Dawid het 10.000 manne verslaan. En dan is Saul net op 'n plek wat hy sê, nou is ek heeltemal ongemaklik met Dawid. En julle ken die verhaal verder. Verder begin Saul hom eintlik vervolg en Saul se eie seun moet help, laat Dawid kan wegkruip en wegkom. En is eintlik 'n hartseer storie om te sien waar Saul opeindig met al hierdie jaloesie wat hy in hom dra. As ek dink aan hierdie verhaal van Saul en Dawid, en ek probeer dink aan jaloesie, dan het ek hierdie prentjie hierdie week gesien, en dit is net vir my so 'n mooi uitbeelding, want soms wys 'n prentjie net soveel meer as wat ons kan sê in woorde. As julle hierna kyk, sien julle na die heel linkerkant bo, sien julle 'n klein swart mannetjie op hierdie vrou se skouer sit.
En dit sal ek sê is amper daai eerste gedagte wat jy net kry, 'n eerste ongemaklikheid met 'n situasie waarmee jy gekonfronteer is. Later begin sy eintlik so half hier plek maak vir hom op haar skoot. En dan begin hy na oorfluister en hy word groter vir haar en later begin hy sommer hier saam met haar popcorn eet. So hierdie realiteit van wie hy is, word al hoe groter vir haar. Later lê sy in die bed en sy voel 'n beklemming op haar, hoe hy druk en hoe hierdie gevoel op haar rus. En dan die prentjie waar hy eintlik op haar staan en sy gebuk moet wees om hierdie saam met haar te kan dra. En dan word dit eintlik net swart, soos wat dit ondertoe is. Nou ek weet nie waar is jy vanmôre as ons praat oor jaloesie nie, of jy miskien is waar ek was voordat ek hierdie preek gemaak het, dat jy ook sê, Karen, dit is nie eintlik iets wat ek dink ek so erg mee gekonfronteer word nie. Maar daar's iets wat ek diep bewus van geword het in hierdie laaste week. En dit is dat ons almal in sekere verhoudings leef. En as ons in hierdie verhoudings leef, word jy gekonfronteer met ander mense om jou. En as jy net 'n mens is, dan gebeur dit maar dat jy iemand raak sien en dink, ek wens ek kon meer gelyk het soos wat daai persoon lyk. Vrouens, kom ons beweeg bietjie nader. Jy gaan vir 'n sekere vrou kyk en jy gaan dink, sy is seker elke dag in die gym. Waar moet ek dit in my dag ingepas kry dat ek so kan lyk? En dan begin ons, wat doen ons? Slegte goed sê en uitwys eintlik. Ja, kyk, sy lyk dalk so, maar weet jy, daai en daai van haar, daaroor praat ons nou maar nie. Of jy bly dalk in 'n sekere huis en jy gaan kuier by jou vriende wat in een of ander van die estates bly en as jy instap en jy sien hulle huis, dan begin jy dink, baie keer sien ons dit, ek gaan nie nou met my vriende na my huis toe nooi nie, want ek word so half skaam en ongemaklik met wat ek het as ek sien wat hulle het. Baie keer is dit in 'n werksomgewing waar jy iemand het wat jy na opkyk en hoe jy hierdie persoon leer ken. Later begin jy half al sy foute en sy krake raak sien en dan word jy amper so ongemaklik en jy begin net die lelik uitwys en is eintlik 'n stukkie jaloesie wat al hoe meer uitkom. Soms kyk jy na iemand se huwelik en jy dink net, hoe kry daai twee mense dit reg? Dit lyk asof hulle net nooit amper moeilike tye het nie. Dit gaan net goed met hulle lewe lyk net goed. Ek weet nie of ek die regte voorbeeld nou van die vooraf noem nie. Maar ek hoop, soos wat ek hierdie voorbeelde noem, kan jy miskien in jou eie gedagtes so 'n bietjie dink aan so 'n situasie in jou lewe. Miskien iets wat jy mee gekonfronteer word, iemand wat jy mee gekonfronteer word, wat jy baie graag dalk eerder so sal wil afkraak of sal wil sleg sê. Nou die boek wat ons hanteer van Andy Stanley sê so 'n waar ding, maar dit is 'n ongemaklike ding, want as Christene wil ons dit nie herken nie, maar ons doen dit tog so maklik. Hy sê, as ons hierdie persone of situasies sien, wat so goed vir ons lyk, of waarmee ons amper gekonfronteer word of geïntimideer word, wens ons eintlik, dit kan 'n bietjie sleg gaan met hulle. Nou, toe ek hierdie gelees het, en dit was die gesprek wat ek en my man aan die tafel gehad het, is waar ek begin het wat ek gesê het, nee, dit is nie waar nie. Ek wens nie, dit gaan sleg met iemand anders nie. Maar verwoord dit 'n bietjie anderste. Dit is as jy daai storie hoor en jy vertel dit oor, want as jy hoor, daar's eintlik ietsie sleg wat gebeur het met daai mense, vertel jy dit weer en weer en weer, en sonder dat jy dalk die koneksies in jou eie kop maak, is dit omdat jy iets ervaar van, maar dit gaan eintlik nie net goed met hierdie mense nie. Of dis eintlik nie net maklik altyd vir hierdie persone nie. Ons gee nie altyd die tree na daai kant toe om te besef, dis hoekom ons dit doen nie. Maar ons praat baie keer op daardie manier. Dis gevaarlik. Dis gevaarlik want ten diepste wat ons as gelowiges sê, ons glo dat ons lief is vir ander mense, kan nie op daai manier uitkom nie. Dis wanneer ons dink, iemand anders het net soveel meer, of is net soveel beter as wat ons is, en eintlik voel ek ingedoen. En dis die kernding wat Andy Stanley by uitkom. Hy sê, as gelowiges en as enige persoon, maak eintlik nie saak wat jou geloof is nie, as jy met jaloesie in jou lewe gekonfronteer word, as jy so bietjie dieper grou, as jy nie daai filter tegniek wat ek nou van gepraat het gebruik nie, maar jy het eintlik 'n monitor wat jou hart toets, en jy gaan vra eintlik, hoekom voel ek hierdie, of hoekom sien ek hierdie raak?
dan is daar eintlik 'n baie dieper vraag waarmee ons gekonfronteer word. En hierdie is 'n waarheid wat regtig eintlik vir gelowiges ongemaklik is. Want hy kom sê, Andy Stanley sê, as jy eintlik jaloers is op iemand, lê jou probleem nie regtig met daardie persoon nie. So, baie keer kan jy 10.000 redes gee, hoekom jy voel of dink oor iemand, soos wat jy voel of dink oor hulle. Maar eintlik lê ons probleem met God. En dis nie lekker om daai te hoor nie. Want eintlik glo ons, God is die gewer van alles, en hoekom lyk my lewe nie so nie? Hoekom is hierdie situasie in my lewe dan soveel anders as wat ek dit wil hê? Hoekom gee God dit eintlik nie vir my nie? Dis asof ons amper dink, ons het 'n weegskaal en ons kan met God onderhandel en vir hom sê, Here, bring hierdie net meer in balans, want wat ek het en wat ek verdien, pas nie nou by mekaar nie. Ons doen dit in ons eie lewens, ons doen dit met ons kinders se lewens, ons doen dit met ons ouers se lewens, dat ons heeltyd opweeg en sê, eintlik voel ons, God moet vir ons meer kom gee. Maar min kere staan ons regtig stil by daai punt om dit te kom sê. Dis asof Saul eintlik by 'n plek sou moes kom om te kom sê, miskien gaan dit nie oor Dawid nie. Miskien gaan dit nie oor die jong man wat 10.000 mans verslaan het, toe ek net 1.000 mans verslaan het nie, maar miskien ten diepste gaan dit oor hierdie in my hart, dat ek nog nooit goed genoeg gevoel het nie. Dat ek nog heeltyd eintlik daai gevoel teenoor God gehad het, maar ek leef dit uit en ek spreek dit uit teenoor iemand anders. Hulle sê mos altyd, dis die maklikste vir ons as ons enige emosie het of iets moet hanteer, om dit nie te hanteer 'n kern waar dit gebeur met ons nie, maar eintlik net sommer met die mense om ons. So dit is as jy sommer vinnig sal snap na die persoon toe vir wie jy lief is, of 'n uitlating sal maak, of by die werk sal bars en iets sal sê, en soos wat jy wegstap, dink jy, wat het ek nou net gedoen? Wat was hierdie nou net gewees? Dis daai uitbarstings wat ons eintlik aan probeer onderdruk, wat regtig in ons harte aangaan. Nou hierdie is wat my nog dieper raak as mens deur Andy Stanley se boek lees. Hy sê, dis moeilik vir ons om net stil te staan en eintlik te kom en te herken dan dat ons sê, maar dit is omdat ons glo, God skuld ons iets. Maar dan is daar nog 'n baie groter waarheid wat ons eintlik as gelowiges moet besef. En dit is dat God jou niks skuld nie. Ek het hierdie week nie gehou daarvan om dit te hoor nie. Dat God jou niks skuld nie, want hy het alreeds, as jy die evangelie reg verstaan, alles vir jou gegee, alles vir jou gedoen, wat hy vir jou moes doen. As jy glo en jy glo jou redding kom van hom af, dan is hy jou verlosser en hy het reeds alles vir jou gegee. En dan is sy opdrag en sy vraag na jou toe, nou moet jy lewe met wat ek jou gee. Ek sit baie keer met mense wat in die kantoor vir my kom kuier en dan gebeur moeilike goeters in hulle lewe en dan sit gemeentelede wat sal sê, maar Karen, hoekom? Hoekom gebeur hierdie of hoekom kan dit nie soveel anders lyk nie? Verlang het ek gedink omdat ek die dominee is, moet ek 'n antwoord op daai gee. Maar ek het iewers besef dat God is net besig om 'n storie te skryf met elkeen van ons se lewens en in daai storie is daar groot, mooi oomblikke en soms donker dieptes waardeur jy gaan. Maar is alles deel van daai groter storie wat God graag met jou lewe wil skryf. En as ons self daai pen optel en ons wil ons eie lewens skryf, dan wil ons net hoë note, net groot oomblikke wil ons inskryf. Maar ongelukkig lyk die verhaal, en as ons dit lees in die Bybel, sien ons deur al die mense in die Ou Testament en in die Nuwe Testament in hulle lewens, dat dit is ongelukkig maar 'n patroon waar mense partykeer in donker dieptes is en moet uitklim waar hulle regtig die evangelie begin verstaan, kan aanneem, hulle eie kan maak.
Nou, Andy Stanley sê die laaste aanmerking so aan die einde van sy boek, as hy praat oor jaloesie, en dan sê hy, wil jy iemand wees wat werk aan hierdie in jou lewe? Wil jy iemand wees wat as jy mense sien wat meer as jy het, mooier as jy is, beter as jy is, slimmer as jy is, wat ook al dit in jou lewe is, wat dit kan wees, wil jy iemand wees wat kan kyk na dit en nie geïntimideer word daarmee nie? Dan sê hy, hier is die praktyk wat jy moet beoefen. Jy moet hardop daardie mense begin prys. So dis daardie persoon wat jy eintlik dink, nou dit is hoe hy lyk, dis wat hy eintlik doen, ek vertel hierdie vir my man, vir my hierdie, vir my ma, vir dit, dis hoekom dit gebeur. Eintlik moet jy na daai persoon toe kan stap en kan sê, ek sien raak dat jy regtig goed is in hierdie wat jy doen. En ek dink ek moet dit net vir jou sê. Of ek sien raak dat jy regtig so mooi huwelik het. En in my diepste wil ek eintlik so jaloers daarop wees, maar ek sien net raak dat julle kry iets reg en is mooi. En Andy Stanley sê as ons dit doen, as ons daai reg kry, dan gee ons vir God 'n kans om ons harte te vernuwe. Dis die enigste manier hoe hy 'n plek in ons harte kry. Want as ons verlang aangaan om net filters in te bou en redes te gee en oplossings te gee, dan hou ons God baie mooi ver van ons eie menswees af. Maar wanneer ons wil sê, Here, kom verander my eie menswees. In die teologie gebruik hulle die groot woord, hulle sê, mimesis, dit is as jy amper God se identiteit in jouself opneem. As jy vir God kom sê, word al hoe meer sigbaar in my. Ons bid dit baie keer. Maar vir hom om sigbaar te word in ons, moet ons kan erkenning gee waar dit verdien word. Andy Stanley sê dit so mooi in een sinnetjie, ek wil dit eintlik vir julle noem. Dan moet ek hom net hier gou kry. Sê, celebrate publicly whatever threatens you privately. So, daai goed wat jy in die aand oor wakker lê, of wat jy sien, wat jy eintlik vir niemand gaan herken nie, begin dit hardop sê. Begin daaroor praat. Want dis hoe jy vir God 'n plek gee in jou eie lewe. Ek het 'n vriend wat 'n baie mooi gebruik het. Hy het 'n klein seentjie gehad en hy het een keer so langs sy seentjie gesit en het hy sy hand so op sy seentjie se bors gesit en hy het vir hom gesê, "Hoe gaan dit met jou hart?" En hy het eintlik nie regtig 'n antwoord van die seentjie af verwag nie. En terwyl die ouetjie nog klein was, het hy baie keer net gesê, "Goed pappa. Goed pappa." En soos wat hierdie seentjie ouer geword het in die aand voordat hy hom in die bed gesit het, laat hy gaan slaap het, as hy sy hand so op sy bors neergesit het, het hy weer vir hom gesê, "Hoe gaan dit met jou hart?" En dan so nou en dan sou hierdie seentjie iets begin deel het. Net, "Pappa, vandag was ek geslaan gewees deur hierdie ouetjie." Of, "Vandag het die juffrou met my geraas." Later het dit geword, "Pappa, daar's eintlik 'n meisie wat ek regtig nogal van hou." En in hierdie oomblik het hierdie seentjie al hoe meer met sy pa begin deel en hy het eintlik vir hom 'n plek en 'n ruimte gegee om net sy hart oop te maak. Hoe baie kere kry jy nog daai kans? Het jy iemand wat soms net sit saam met jou en vir jou vra, "Hoe gaan dit met jou hart? Hoe hanteer jy woede? Hoe hanteer jy jaloesie? Hoe hanteer jy al die skuldgevoelens wat jy saam met jou dra?" Want as ons dit nie doen nie, en ons gebruik net daai filter, vernietig ons eintlik onsself. So my wens vanmôre is eintlik dat jy eerstens gekonfronteer sal word met hierdie waarheid. Dat dit 'n waarheid is dat God sê, eintlik gaan dit nie oor jou en ander mense nie. En vir so lank soos wat jy dit hou tussen jou en ander mense en jy maak dit 'n geveg en 'n debat en dis wat in jou kop aangaan, mis jy my. Ek hoop vanmôre hoor jy dat God sê, maak dit tussen my en jou. Maak dit so, laat ons met mekaar kan begin praat oor wat hier binne in jou aangaan. En dan hoop ek as jy hier uitstap, dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin, of miskien dit jou man of jou vrou, maar iemand saam met wie jy soms kan gaan sit, wat net hierdie vir jou gaan vra. Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit in jou, binne in jou, dat jy kyk na jouself?
So ek hoop as julle vanmôre saam met my geluister het, is julle ook nie waar ek was 'n week terug toe ek so saam met Johan gesit het en vir hom gesê het, ek dink nie ek kan hieroor preek nie, want ek dink nie dis 'n probleem in my lewe nie. Ek hoop as jy vanmôre hier sit, dan kom jy agter hoe kerndeel dit van ons menswees is. Dat ons jaloers is, dat ons begeer, dat ons dink ons verdien meer as wat ons het. Maar mag jy met dit alles na God toe gaan en vir hom vir die antwoorde vra. 'n Laaste teksgedeelte wat ek wil hê ons moet na kyk is uit Hebreërs uit. En dit is Hebreërs 4 vers 15 tot 16 wat sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hoe mooi is dit? Dit is nie een wat ons het wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ek glo ten diepste dat 'n bekering vir 'n Christen nie net een keer in jou lewe is nie, maar dat jy elke nou en dan weer herinner moet word dat wat hier binne in my aangaan is nie gesond nie en ek het nodig om weer gered te word. En hierdie mooi bevestiging in Hebreërs is eintlik so waar hulle sê, en die een wat jy kom vra om jou te red, weet so mooi, want hy was self hier, en hy het self gelei, en hy het self ervaar. So as jy met hom praat oor hierdie goeters, is hy nie 'n vreemdeling, en hy's nie ver, en hy's nie daarbo, en jy's in jou wêreld nie. Hy is saam met jou in jou wêreld. Ek het 'n vriend wat 'n dominee is, wat altyd vir my sê, Karen, jy moet wat jy bid, hardop begin bid. Dat jy so 'n bietjie self kan hoor wat jy sê en wat jy vir die Here vra, want as jy dit doen, kom jy eintlik agter waarmee jy besig is as jy tyd saam met God spandeer. Ek wil vir julle vanmôre sê, as jy met die Here praat oor al die jaloesie in jou lewe, bid dit hardop. Hoor dit. Partykeer in oomblikke hierdie week as ek dit gedoen het ek agtergekom hoe groot ek eintlik klein goed maak. En dat dit amper my gedagtes en my lewe by my kan steel, omdat ek dit hier binne in my koester en bewaar en met dit lewe. Maar as ek dit praat en ek sê dit en ek bid dit en ek hoor dit, dan doen dit net iets anders aan my verhouding met God. Kom ons bid saam. Here, U het ons gemaak. En U het ons denke en ons gevoelens en ons emosies en ons wil vir elkeen van ons gegee. En daarmee saam ook, Here, al ons begeertes. Here, en vanmôre kom spreek U ons aan, nie op 'n manier dat ons goed meer moet onderdruk nie, maar dat ons lewens net meer moet oopmaak voor U. Help ons daarmee, Here. Gee ons die krag om hardop te sê wat dit is wat eintlik ons lewens by ons steel. En dankie Here dat ons weet dat U die een is wat nie oordeel nie, maar wat net genade op genade vir ons lewens bring. En daarin kan ons rus kry. Amen.